Goeiedag almal, my naam is Shani Little. Ek het besluit om vandag 'n bietjie 'n motivational video te maak. En as dit vir een persoon iets sal beteken, sal ek baie bly wees. Net 'n klein bietjie agtergrond oor myself en dan kom ek by die video self uit. Ek is so 3 maande te vroeg gebore en dit het toe nou my oë aangetas. So julle sal sien ek lees brail. Ek is baie gelukkig vandag dat ek getroud is, ek het 2 pragtige kinders, ek het 'n werk, so ek het eintlik bitter baie om voor dankbaar te wees, en ek prys die Here elke dag daarvoor. En ek het ook 'n bietjie studeer en my honeurs verwerf deur die NISA vroeër die jaar. En ek het bietjie planne gehad en so vir 'n besigheid, vir 'n sideline besigheid en so, en toe gooi die lewe vir my bietjie 'n curveball. So 'n dag voor my verjaarsdag in Julie, toe bel die dokter vir my, toe sê hy vir my wel, jy het 'n diagnose, jy is gediagnoseer met borskanker. Blakend gesond gewees, ek het nog verlede jaar 'n baba in die wêreld gebring, bloed geskenk, nooit siek gewees nie, en dit is waar ons basies nou is. Ons is nou basies 5 maande in hierdie proses. Ek het nou 3 sessies chemo al gehad, hulle noem dit die rooi treatments, en later vandag gaan ek vir my 4de een, dan lê daar nog treatments voor, maar vandag is vir my 'n bietjie van 'n mylpaal, want ek is bly dit is die laaste van die rooi treatments. Dit maak 'n mens bietjie siek, laat jou nie lekker voel nie, maar ons hou moed, ons is nog in good spirits, so ek het vandag besluit om my outfit aan te pas, my rooi hempie aan te trek, en op my buff staan, moer toe maar moedig. So ek hoop julle gaan dit vat met die humor wat dit wel ingesê word. En kyk, hierdie tyd van die jaar voel 'n mens maar 'n bietjie moer toe. Maak nie saak of jy 'n diagnose ontvang het of wat in jou huis dalk aangaan of by jou werk toe. 'n Mens voel maar 'n bietjie moeg en 'n bietjie afgemat van die jaar. En dit is hoekom ek gedink het om 'n bietjie 'n video te maak. Ek wil graag vir julle 'n deeltjie lees uit die skrif uit die woord uit, want dit is tog waar mense strength vandaan kom, waar jou sterkte moet vandaan kom. En ek het hierdie week dit gekry uit Psalm 27 uit. Ek gaan dit vir julle lees. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en om daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil, in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Die Engelse vertaling sê dit vir my so goed ook, want hulle sê, ek gaan nie die hele stuk lees nie, maar the Lord is the stronghold of my life. Hoe ongelooflik is dit, the stronghold, when the wicked advanced against me, to devour me. Die ander vertaling wat ek gelees het, ek dink is die King James Version sê, to eat up my flesh. En toe ek so gedink, is dit om siek te wees, om miskien die diagnose te ontvang, nie ook dat dit jou vlees wil opeet nie, dat dit jou wil devour nie. Miskien voel jy dalk jou omstandighede devour jou. Ek weet nie wat jou omstandighede miskien vandag is nie. Ek weet nie hoe dit by jou huis gaan nie, met jou kinders, in jou huwelik, miskien by jou werksplek, met jou verhoudings, met jou vriende, dalk met jou skoonouers, met jou ouers. Maar hierso sê hy ook in die Engelse vertaling, though an army might besiege me, my heart will not fear. Though war may break out against me, even then I will be confident. Dink jy, dan sal ons nog steeds confident wees. In the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent. Nie sommer net enige tent nie, sy sacred tent, sy spesiale tent. In die ander vertaling wat ek gelees het, sê sy tabernacle, and set me high upon a rock. Ek gaan net vir julle los met 2 aanhalings. Die een aanhaling is een van my gunsteling persone, groot naam in die sielkunde wêreld, Viktor Frankl.
Our greatest human freedom is that despite whatever our physical situation is in life, we are always free to choose our thoughts. So dit maak nie saak wat ons fisiese situasie in die lewe is nie. Ons kan altyd kies hoe ons oor 'n situasie gaan dink. Ons kan altyd kies hoe ons gedagtes teenoor daai situasie gaan wees. Maak nie saak hoe erg dit is nie. Viktor Frankl was in die Tweede Wêreldoorlog van die konsentrasiekampe en hy het basies sy hele familie daar verloor. So die feit dat hy nog steeds dit kon sê, maak nie saak wat jou fisiese situasie is nie, jy het nog altyd die vryheid om te dink hoe jy oor jou situasie gaan dink. En dan gaan ek julle los met die laaste aanhaling. When something bad happens, you have 3 choices. You can let it define you, you can let it destroy you, or you can let it strengthen you. What is your choice? So, ek wil net vandag vir julle vra, wat is julle keuse? Ek weet wat myne op die oomblik gaan wees. Ek gaan julle groet tot volgende keer. Ek gaan nou vir my 4de treatment en dan hou ons moed vir dit wat nog miskien mag kom en ek wens ook vir julle alle sterkte toe vir dit wat nog vir julle mag voorlê.